Hallo, weer eens aan almal vir Ja, 'n lekker prep saam met Suidlanders, saam met my Marius Grilling en Chart vir u. En vandag Chart spring ons in by rocket stoves en die sonoonde en hierdie tipe dinge. ja, Marius 100%. Ons gaan ehm wat belangrik is wat ek wil hê met die idee van hierdie video is laat mense moet besef dat ehm as jy uit die Bosveld uitkom of jy daar groot geword in die Bosveld area en Pretoria en daai areas, dan verstaan jy daar's altyd hout. Dis nie 'n probleem nie. Jy weet as jy vir goue vuurtjie wil aan die brand jy weet steek, daar's altyd maar dooie hout wat ergens lê. Hmm. Ons verstaan nou half die konsep dat jy gaan kap nou nie 'n nuwe boom om hout te maak noodwendig nie. Ehm maar daar's altyd dooie hout. Maar ongelukkig as jy kyk na hoe ons as jy kyk na die visioene en die jy weet soos wat oom Gustaf se goeters ook maar verwys, ons gaan weste toe. En daar is nie noodwendig in al die plekke hierdie natuurlike brandstof nie. O ja. So dan moet 'n mens ook begin kyk na alternatiewe en hoe gaan 'n mens dan die voedsel wat jy dan nou wel het gebruik om voorbereiding of jou kos vir jou voor te berei. En dit is nogal belangrik. So daar's 'n paar aspekkies waaraan ek wil raak, soos wat jy nou genoem het in die begin. Goed soos rocket stoves. Die mense wat nie ken nie, ek is glo Arnold sal vir ons 'n paar goedjies aanheg daarvan, Ja. rocket stoves ensovoorts. Jy kan een self bou. Dit is nie breinchirurgie nie, maar jy kan hulle ook koop. So jy Ja. kan maar self besluit hoe jy dit wil doen. Die goedjies werk baie baie lekker. Jy gebruik takkies. So jy kan amper met iets soos ag wat noem jy nou hierdie goeters wat nie 'n boom is nie, 'n struik. Jy kan byvoorbeeld met daai struiktakkies kan Hmm. jy vinnig vir jou 'n bietjie kos maak. So dis nie nodig om jy weet bome en takke en daai tipe goed te hê nie. Ja. Nou die meeste van die mense wat wel voorberei, glo ek sal 'n tipe gas hê, of dit nou is van hierdie klein gasstofies, hierdie butane uh blikkies wat jy koop en jy sit hom in die gasstoof en jy kan gou koffie warm maak of warm water kook of wat ook al. Ehm moet dit nie weggooi nie, bring dit is reg, maar ons moet verstaan dat as hierdie ding baie lank aanhou of langer aanhou as wat jy kan voorberei voor, gaan daai goed klaar raak. En dis nie te sê ons gaan weer van dit kanker kry nie. En dis nou waar hierdie alternatiewe inkom Ja. van byvoorbeeld 'n rocket stove, en dan die ander een is byvoorbeeld soos 'n sonoond. Weer 'n keer, soos waar maar in die vorige video ook gesê, jy weet ons gaan nie vir jou verduidelik hoe om 'n sonoond te maak nie. Jy kan op die einde van die dag daar's magdom video's Hmm. en ensovoorts wat jy kan gaan kyk. Ek meen ek weet van mense wat byvoorbeeld sommer uit ou DStv satelliet skottel het Ja. hulle gegaan en hulle het hom vol spieëls geplak ensovoorts en hy maak die kos gaar. Jy weet dit werk nou maar ongelukkig soos 'n slow cooker. So moenie dink jy gaan hom gou aansit en dan oor 'n uur van nou af eet jy nie. Ja. Ja. Dit vat maar 'n rukkie. Maar weer 'n keer jy moet hom gebruik om dit te kan sien hoe werk dit. En dan natuurlik soos wat ek nou sê van jy weet nou al verwys het na daar is nie noodwendig natuurlike brandstof nie, maar dit is iets wat sal benut word want alle plekke, jy weet as jy kyk na die ouer garde mense of die groot mense, hulle het maar as hulle 'n plaashuis opgesit het of wat ook al, het hulle as gevolg van faktore soos die wind ensovoorts, het hulle maar altyd vir hulle 'n lekker klomp bome gebou om hulle of geplant om hulle huis. En jy weet dit het veroorsaak, ongelukkig was baie van daai goed maar bloekombome Hmm. wat nogal like om die water te drink, maar 'n bloekomboom se maak 'n baie lekker harde koolhout. Jy wil nie met hom werk in terme van braaivleis nie. Ek sal nie dit voorstel nie, maar jy kan hom wel uh jy weet as jy hom nou opkap of wat ook al, kan jy daai hout ook gebruik om kos op te maak, maar nie braai nie. Baie belangrike konsep, jy kan nie hom braai nie. Ja. Selfs maar iets soos uh um wat is hierdie boom met die bessies? Se ringbome O is ja, ja. ook Ja. baie belangrik. Jy kan nie met hom vleis braai nie. Jy sal
Jy gaan die tydelike met die ewigheid verruil as jy op hom braai. Maar baie belangrik, weer 'n keer jy kan met dit kos maak. So 'n ding wat in 'n pot is, gaan jy nie probleme kry nie. Hmm. So daai bietjie kennis van hoe wat se tipe plante daar is en hoe jy dit gebruik, want en hoekom ek juist die bosveld noem, want daar's oral blerrie bome wat jy kan afkap en die hout is droog en jy het nie regtig hierdie probleem waarmee jy meer hierdie kant toe van die wêreld sit nie. Ja. Want jy weet is maar die probleem. Jy weet 'n doringboom in die bosveld word baie groter as wat 'n doringboom hier by my raak. Hmm. Dit is maar net die realiteit, want die water is nie noodwendig daar nie. Ja. Ja, so om terug te kom na die sonoonde toe, weer 'n keer baie interessant, jy kry regtig mooi goed wat jy kan koop, Hmm. maar weer 'n keer is dit ook iets wat jy self kan bou. Maar weer 'n keer jy moet hom toets. Nou ek is nie seker of die mense regtig die tyd of die vermoë het om noodwendig so iets te doen nie. Jy weet dat spesifiek daai toetsing nie, want dit is maar 'n is 'n bietjie van 'n langer proses, jy weet as jy soos wat ons nou gepraat het maar in die vorige video van om goed te dehidreer ensovoorts. Jy weet dit is nie 'n ding wat jou lank gaan besig hou nie. Maar as jy nou jou eie sonoond wil bou, jy weet dit kan 'n bietjie van jou tyd opeet. Jy weet en jy gaan moet speel, toets en kyk wat werk. Maar weer 'n keer die inligting is daar buite. Gaan Ja. kyk wat kan jy gebruik, wat gaan dalk vir jou werk. Maar dit is belangrik dat ons verstaan ons het hierdie alternatiewe nodig. Want die gas gaan klaar raak. Jy weet petrol en diesel gaan klaar raak. Ja. Het ons 'n plan in plek, wat gaan ons doen om dit te hanteer ensovoorts. So dis nogal belangrik dat ons daarna kyk en dit van daar af vat. Ja, maar ek weet Ja. nie of daar iets is wat jy weet wat julle dalk in julle persoonlike kapasiteit al na gekyk het ensovoorts wat 'n mens dalk kan byvoeg daaraan. Nee, ek is baie beïndruk met hierdie rocket stoves. Mens kry so groot verskeidenheid van dit. Jy kry van 'n super klein enetjie wat jy een pot kan opsit, wat 'n paar takkies vat en dan kook jy 'n ketel sommer gou. En dan kry jy van hulle wat nogal groot is wat 'n bietjie water kan warm maak vir jou en jy kan twee potte op hom sit en uit 'n vlamkant wat jy 'n bietjie 'n ding kan braai of wat ook al. So mense moet maar net 'n bietjie gaan rondkyk. Daar's 'n persoon wat by ons op die plaas bly wat hierdie goed bou. So as iemand in die kommentaar sê, luister Marius, gee vir my die ou se nommer asseblief. Laat hy vir my persoonlik kontak, laat hy vir my video stuur of wat ook al of 'n fotootjie stuur van die goed wat hy kan bou en al gebou het. Sal ek dit enige tyd doen. So ek het nou persoonlike kennis met hom en die variëteite wat hy kan bou van dit. Dit is nogal ongelooflik. En dan by die sonoonde dink ek ook net man gaan kyk die video's. Maak jouself bewus van dit. Hmm. Miskien kyk jy die video en jy's redelik 'n tegniese ou, maar jy wil nie nou een bou nie. Maar kom dit in die tyd wat ons nie gaan 'n gas hê byvoorbeeld nie. En jy kan van daai materiale half bymekaar sit en sê, "Jesus, ek dink hierdie ding hier's 'n spieël wat hier lê en hier's 'n ou DStv skottel soos jy sê. Kom ek plak hier goed en ek spoeg en plak en kom ek kyk of ek enetjie gebou kry in daai tyd want jy is so aangeleer om sulke goed te kan bou." Maar jy het nou die kennis opgedoen om nou al 'n video of twee van dit te kyk. Net van hoe dit werk, hoekom werk dit en hoe lank is die kooktoue wat ook al. Ek bedoel, ek en jy het al gesê, upskill jouself. Ek bedoel ek gaan nie nou my eie sonoond gaan bou nie. Ek is nie so aangeleer nie, maar ek het al baie video's gaan kyk oor sonoonde. Laat ek die kruks agter dit verstaan oor hoekom kan 'n sonoond werk? Hoekom gaan hy vir my kos kan gaar maak? So miskien eendag as ek ergens in die veld en dan kan ek my spoeg en plak in 'n sonoond bymekaar probeer sit as ek moet. Verseker Marius, en dit is juist die konsep wat ons ook vir die mense wil oordra. Is dit daar is niks wat vas is in klip nie. Op die einde van die dag, ek dink daai konsep van 'n boer maak 'n plan is iets wat ons baie groot gaan sien in die toekoms wat vir ons voorlê. Hmm. Vir die eenvoudige rede dat presies soos jy sê, ons is nie stupid nie, ons is nie mense wat jy hoef nie die wiel te herontwerp nie, maar in dieselfde asem, daar sal een of ander slim ou kom wat sê nee. Ons gaan dit so en so en so doen en dan gaan jy vir hordes mense kan kos maak. Ja. Ek wil net so vinnig net noem hier's mense of 'n oomie wat ek ken wat hierso by ons ook is in Noordwes wat 'n rocket stove het wat op sy waantjie staan.
wat as jy nou dink aan 'n rocket stove wat ek gemaak het, ek dink is 'n 100 mil square tube wat ons gebruik het. Nou die ding wat hy het is seker 10 keer groter. Hy's op steroids, maar wat hy gedoen het is hy toe nou die byvoorbeeld die uitlaat van die rocket stove Mm. het hy 'n skoorsteen opgesit en die skoorsteentjie loop nou met 'n angle waarop jy actually gewone soos 'n braaipan of wat ook al kan opsit wat jy dan so jy kan 3 of 4 disse op dieselfde tyd maak. Ja, Jy weet so daar's nie 'n limitasie nie. Jy weet soos ek sê jy kry die klein rocket stovies wat soos wat jy tereg sê jy weet wat jy kan jy het 'n potjie wat jy opsit en jy maak jy weet vir jou iets. Maar daar's nie 'n limitasie op nie. As jy 'n bietjie verstaan hoe die goed werk en jy die trek reg en al daai tipe dinge kan jy op die einde daar is nie 'n limitasie om te sê hoor jy kan net een of twee nie as jy dit doen soos wat hy byvoorbeeld gedoen het. Kan jy ek dink as ek moet skat seker so 6 disse op dieselfde tyd gaar maak met ja, baie min brandstof. En dit is die groot konsep wat ons eintlik wil oordra is juist ja, die idee dat jy het nie vreeslik baie brandstof nodig om hierdie goedjies te hardloop nie. En dit is belangrik. So een van die goedjies wat ek byvoorbeeld hier by my het, wat omdat dit 'n bietjie skaars is by ons, maak ons redelik baie hout bymekaar vir die mm, eenvoudige rede dat dit is 'n skaars kommoditeit by ons. Maar as jy kyk na die volgende sektor of wat ook al jy dit nou hoe ook al jy dit nou wil sien, hulle het byvoorbeeld dalk 'n bietjie meer hout, argumentsondawe. En dit is belangrik, jy weet, dat 'n mens ook daai wat ook al jy kort maak dit bymekaar, maar in dieselfde asem, jy weet, as dit klaar raak en niemand het meer nie, hoe gaan jy die plan sien rondom dit? En weer 'n keer, dis nou maar waar die goedjies inkom so sonoonde. Die enigste limitasie wat ek wel het met die sonoonde wat my bietjie vang is, ek het nog nie gesien waar jy dit op groter skaal kan doen nie. Nou ek is seker daar sal weer dalk 'n slim ou kom wat dit kan dalk doen, maar dit is amper vir my half of hy meer gelimiteer is op 'n familie. mm, Jy weet waar jy kan nou as jy nou dink aan 'n stew byvoorbeeld maak, jy weet in 'n sonoond. ja, Maar die massa kos maak. Jy weet as jy nou dink in terme van vlugtelinge en dit is waar dit ook belangrik raak. Hoe gaan jy hierdie mense voorsien van kos? Jy weet en dis belangrik. Dis goed wat ons beplan en uitwerk en wat die ouens in hulle persoonlike kapasiteit ensovoorts maar die plan maak. Jy weet en dan wat ook al logistiek hulle kan kry, maak hulle dan nou wel bymekaar dat jy wel vir hierdie mense kan voorsien op die einde van die dag. So dis net so 'n bietjie van die Suidlander kant af, ja, as 'n mens dit so kan stel. Um, ja, en dit is maar soos ek sê, die maniere om wel voedsel kos te maak. Moet nou nie my verkeerd verstaan nie. Natuurlik het jy jou normale kosmaakprosesse ook. Ek meen as die krag aan is en jy het 'n stoof, dan het jy mos nou nie 'n probleem nie. Maar hierdie is maar die alternatiewe waarna 'n mens kan kyk, want ek meen ons het byvoorbeeld hier by ons het ons vol gasstoof. Jy weet en ons gebruik hom jy weet nogal baie en hy werk baie mooi. Maar dis nie te sê jy het die gas nie. ja, En dan is daar natuurlik goed soos biogas. Jy weet daar's 'n bietjie van 'n conversion wat jy gewoonlik doen op jou goed wat jy het. Dit sluit ook aan by generators, jy weet wat jou generators kan hardloop op die gas ensovoorts. Dis ook iets waarna mense kan kyk. Die biogas is redelik eenvoudig, dis nie 'n baie groot ding nie. Dis maar die afbreek van mm, poe, kan ek nou maar seker sê. Jy weet jou beesmis en so. Ons gaan ook nou nie daarop ingaan nie. Daar is mense wat die prosesse redelik kan verduidelik ensovoorts. Maar daai biogas is ook baie belangrik want op die einde van die dag is dit weer iets wat jy kan hergebruik binne in jou bestaande stelsel. So ja, as ek my byvoorbeeld my stoof net 'n bietjie daar's maar so 'n bietjie van 'n conversion wat jy doen, maar is ook nie breinchirurgie nie. En dan kan hy hardloop op biogas. ja, En biogas dis as jy diere op jou grond het en jy het 'n manier om daai gas op te vang en weer 'n keer is eintlik 'n veiliger gas as wat jou LP gasse en daai tipe goeters is. ja, Jy weet kan jy weet dit opvang en jy kan dit hergebruik. Dis nogal belangrike ander aspekte wat ook 'n mens na kan kyk. Maar weer 'n keer,
magdom video's, magdom maniere om daarna te kyk ensovoorts. So gaan doen die navorsing, gaan kyk daarna. Jy weet, as jy mag dalk net die ou wees wat met die slim idee opkom wat ander ouens mee sukkel ensovoorts ensovoorts. Jy weet, so Ja, gaan doen maar die moeite. Toetsing weer 'n keer is dalk moeilik, maar daar is van ons groot mense wat nou al afgetree is, wat se boude brand want hy sit net by die huis en al hoe ouer word. ja, ja. Ek wil hulle nou uitdaag en sê julle wat so sit en nie meer werk nie, gaan probeer hierdie goed. Julle het die tyd. Jy kan die tyd vat, julle kan die tyd gebruik om hierdie tipe goedjies te toets en te kyk wat werk nie. Onthou, jy het nie 'n groot gasoond nodig om byvoorbeeld hierdie goed te toets nie. Hierdie gasoontjies wat jy koop by een of ander kampplek, jy weet, hulle is mos maar gewoonlik hierdie twee plaas stofies. Jy gebruik hom, jy Ja, konvert hom en jy kyk wat maak hy. ja. Op die einde van die dag, dit gaan either werk of dit gaan nie werk nie. En ek dink dis nogal 'n belangrike aspek om na te kyk, want dit kom weer terug na volhoubaarheid. Jy Mm. weet, as ons so iets kan doen, dan het jy nie regtig 'n probleem nie, want een ding wat daar baie van is maar diere op die plaas. En daar is baie poe. Ja, Ek ja, het 'n ja. boer wat hier sê, uh, hy boer baie intens. Ek weet nie of ons gaan moeilikheid kry daaroor nie, maar hy sê die volgende altyd. Hy sê hy spandeer al hierdie geld en dis jy weet, dan noem hy nou die syfers 30, 40, 50, 60, 100 000 rand vervoer en dit alles word 'n drol. En dit is die waarheid. Jy weet, Ja, so ja. kan ons daai gebruik weer om hernubaar te wees en op die einde van die dag jy weet, ons weer te help om voedsel voor te berei ensovoorts. Ja. Wat 'n mens dan nou nodig het volgens dit. Ja, ek het nogal die laaste 2 jaar is dit iets wat aan my krap is om hierdie biogas te maak. Sodat jy nie hoef gas te koop nie, en aswel as dit klaar raak dan het jy klaar hierdie biogasstelsel en die afvalproduk van daai biogas wat vervaardig word, die afvalproduk is so wat mense dit nou soos 'n sludge tipe effek wat ontsettende goeie kunsmis is vir jou plante. So dis 'n baie goeie stelsel om aan te belê en dit uit te figure hoe om dit te doen. Hoe om dit te doen. En ja, ek moet ophou dink aan en dalk ook net die sneller trek en my eie planne maak om te kyk of ek dit kan doen. Ek bedoel daar's soveel ouens wat dit doen met dromme en met dit en dat jy hoef nie hierdie heel duurste goed te gaan koop. Jy kry so 'n ballon ding, 'n sak ballon ding wat jy kan nou gaan koop by 'n oorseese maatskappy wat dit sommer nou al die konnektortjies en die goedjies by jou het. Maar dan is daar ouens wat sommer uit hierdie plastiek dromme uit so 'n stelsel vir hom bou. En dit is genoeg om sy soos jou gasoond, ek het ook maar gasoond op die plaas. Dis genoeg om net daai gasoond te trek, wil ek amper sê. En soos ek sê, die afvalproduk van daai sludge wat daar uitkom is ontsettend 'n goeie kunsmis vir jou plante. So daar word nie iets eintlik jy vat nou die drol soos jy sê of die bollie van die diere en so aan en jy gebruik dit eintlik vir jou tot 'n ontsettende groot voordeel. 100% Marius, en ek meen dis volhoubaarheid. Dis nie of dit gaan klaar raak. Dit is amper die grootste ding. Ja. En ek dink dit is jy weet, dit is half die kopskyf wat ons op moet maak. Op die einde van die dag het ons gaan nie regtig 'n keuse hê nie. So ek dink is 'n groot aspek en belangrike aspek, maar om nou terug te kom na jou toe, die probleem en die ding wat ons vang is tyd. Ja. En dis hoekom ek regtig die uitdaging stel aan ons groot mense wat die tyd het. Gaan kyk na hierdie goedjies en julle het al die skoolgeld betaal, julle verstaan die konsep. So julle gaan makliker met hierdie goedjies amper regkom as ons. Hmm. En ek meen om hier te kom en te sê nee, maak so, maak so, maak so, maak so. Byvoorbeeld een van die goeders wat ek weet hulle ook gebruik, wat nou nogal redelik effektief ook werk, is hulle gebruik ek weet nou nie wat se Afrikaans daarvoor nie, maar tracker tube, O ja. wat hulle ook hierdie gas insit byvoorbeeld. Jy weet, en dan kan jy hom stoor ook. Hmm. Jy weet, dis die ander ding wat jy na kan kyk. Jy weet, so weer 'n keer, die video's is daar buite. Jy weet, so dis net vir my belangrik dat die mense ook begin bietjie laat hulle koppe 'n bietjie soontoe trek. Want soos ek sê, hou ons moeilikheid vir 3 maande aan, dink ek nie het ons 'n probleem nie. Hou dit vir 3 jaar aan, moet ons begin plan sien. Anders dan gaan ons op die ou ende begin lucerne uit die veld uit eet in plaas van die diere. Ja.
Daar's hy. Dankie George. Ek weet nie of daar nog iets laaste is wat jy wou bygevoeg het hier. Ek dink ons het redelik goed gepraat oor die sonstowe, die rocket stoves nou soos hierdie biogas en soos jy gesê het, die uitdaging daar gestel vir sekere mense wat dalk nou al afgetree is, maar hy is tegnies of ingenieurs aangelê en of hy's 'n ou boer wat baie keer planne op sy eie plaas moes gemaak het. En miskien inspireer ons 'n ou wat sê man, ek gaan een van hierdie biogas goedjies probeer bou. En as jy dit doen, asseblief deel dit met ons. Sê vir ons hoe dit uitgewerk of nie. Ek stel baie belang aan. Ek wil regtig waar op die plaas dalk so iets vir ons begin kry. Maar ja, dankie Chat. Geen probleem, Marius, en dan praat ons weer. 100%. Totsiens. Bye. Bye bye.